Ja, tweede helfte van 'n nuwe jaar. Ag nee, begin van 'n nuwe jaar, tweede week bedoel ek. En kinders gaan skool toe, matriekeksamens, uitslaas uit. Vir party mense is dit 'n nuwe era. Sterkte vir almal. Ons lees in Markus 6 vanaf vers 1 tot 13. Tema is kry vir jou 'n stapstok. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie vir gespaarde lewens. Dankie vir reën wat geval het. En baie dankie dat U vir ons omgee. Of U dankie sê vir die matrieks wat hulle uitslae gekry het. Ook bid vir hulle wat nou vir die eerste keer weer skool toe gaan. Help ons ook in hierdie jaar wat voor lê. Bid ook vir hulle wat siek is. Hulle wat swaar kry. Amen. Ons lees uit Markus 6 vanaf vers 1 tot 13. Die gedeelte gaan aan na laaste week se preek waar Jesus die dogtertjie van Jairus laat opstaan het. Jesus word in Nasaret verwerp. Jesus het daarvandaan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het en sy disippels was saam met hom. En toe die Sabbatdag aanbreek het hy die mense in die sinagoge begin leer. Baie het hom geluister en is deur sy woorde aangegryp, hulle het vir mekaar gesê: "Waar kom hy aan al hierdie dinge en wat 'n besonder gawe van wysheid het hy dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind? Is hy dan nie 'n timmerman, 'n seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Juda en Simon nie? En is dit dan nie sy susters wat hier by ons woon nie?" Die mense wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle: "'n Profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het, en in sy familiekring en sy gesin." Hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siekes gelê en hulle gesond gemaak het. Hy was verbaas oor die ongeloof van die mense. Daarna het hy by die dorpies in die omtrek rondgegaan en die mense daar geleer. Jesus het die 12 nader geroep en hulle 2 begin uitstuur. Hy het hulle mag oor die bose geese gegee. Verder het hy hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie. Geen kos, geen reissak, geen geld in die beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Daarby het hy vir hulle gesê: "Waar hulle 'n plek kom en 'n huis ontvang word, bly daar totdat julle van die plek af weggaan. En as 'n plek julle nie wil ontvang en die mense nie na julle luister nie, gaan dan daarvan af weg en skud selfs die stof onder julle voete af, as 'n aanklag teen hulle." Hulle het toe gaan verkondig dat die mense hulle moet bekeer. Daarby het hulle baie duiwels uitgedrywe en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Ek lees net tot daar. Vers 8. Verder het hulle bevel gegee om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie. Nou, laasweek het ons gepraat oor Jesus wat die vrou van bloedvloeiing gesond gemaak het, die dogtertjie van Jairus wat uit die dood uit opgewek het, en nou kom hy in Nasaret. En hier kry hy eewesklik geweldige teenkant. In so 'n mate dat hy nie die krag en die mag het om te doen wat hy op ander plekke gedoen het nie. Maar Jesus gaan sit nie in sak en as oor die teenkanting wat hy kry in Nasaret nie. Nee, hy gee nie boedel oor nie. En hy besluit nie om hom te onttrek nie. Jesus laat hom nie deur die mense van stryd bring nie. En die mense in Nasaret was baie lelik met hom. Hulle was snedig. Hoekom sê ek so? Want hulle praat van Maria se seun, nie van Josef se seun nie. En dit was ongevoelig, onnodig en onvanpas.
Want as jy van 'n vrou se seun gepraat het dit 'n etiket om daardie persoon se nek gehang. Daardie 3 woorde het almal geweet waarna dit verwys. Hulle het gesê, Jesus is hierdie buiteegtelike kind. Hy is nie Josef se seun nie. Wel Maria se, maar eintlik is dit nie Josef se seun nie. Hy is buiteegtelik. Dit is wat daardie smerige opmerking eintlik bedoel. En ons weet ook eintlik waar. Want Jesus is nie Josef se seun nie. Hy is God se seun. En hierdie woorde dat die mense wat niks van hom weet nie, het nie veroorsaak dat Jesus soms sy hande in die lug gooi en soos baie van ons al gesê het, ek het nou genoeg gehad nie. Dit is my bedank. Nee, Jesus gee opdrag dat hulle na die dorpies rondom moet gaan. Ons lees in vers 6. En hy self gaan soontoe en hy leer die mense daar. Maar nou sien Jesus, maar hy gaan nie oral uitkom nie. Een mens, een dorp. As dit 12 mense stuur, en die 2 deel, as dit 6 plus 1, as dit 7 dorpe. 7 dorpe wat die boodskap kan hoor, dat iets niets aan die kom is. 'n nuwe werklikheid wil aanbreek, en julle moet julle bekeer. Waardes word omgekeer. Mense moet nie leer en kyk en denk en lewensrigtings verander. En dan gee Jesus die opdrag, julle moet lig reis. Stapstok skoene, dis al. Want julle moet vandag beweeg, want die tyd is min. Dit is 'n tyd van krisis. Hulle moet nie tyd verspil nie, want hierdie boodskap moet versprei word. Waarheen stuur Jesus ons vandag? Ons kan hierdie vraag nie algemeen beantwoord en sê, ja, ons is gestuurdes. Maar belangrik is, dat ons is die missionale kerk. Nou, daai groot woord beteken eintlik net een ding, en dit is, Jesus het nie engele gebruik, of die Sanhedrin gebruik, of konings gebruik, hy het gewone mense gebruik, die kerk, Christene, om die boodskap van verlossing en goeie hoop te gaan uitdra. En daarom moet ons volgens nie 'n keuse nie. Jy kan nie te kies of jy nie ewesklik die boodskap wil uitdra of nie. As jy bely Jesus is jou verlosser, dan is jy vanoggend ook 'n gestuurde. 'n Gestuurde om vergifnis van sondes te gaan verkondig. Om onreg en verdrukking te gaan aanwys. Om swakkes en vreemdelinge op te lei. Om die magte wat mense se lewens verniel te bestry en verryding te bring. Dis die mense nou waarheen Jesus ons stuur. Waarheen stuur Jesus ons? Hoe stuur hy ons? Ons leef in 'n tyd wat beeldpoetsery baie belangrik is. Window dressing, geestelike window dressing vind plaas. Geestelike hoogmoed is in die orde van die dag. Ons wil die beste kerk wees, ons wil die beste orgel wees, ons wil die beste sing, ons wil die meeste lidmate hê, ons wil die meeste geld hê. Kyk maar na wat op die televisie uitgesaai word. Hulle saai nie klein kerkies, arm kerkies dienste uit nie, window dressing. Maar Markus help ons om te besef dat die regte houding van die boodskap belangrik is. 2025 is hier en dis tyd dat ons moet ophou om onsself te dink.
Want Broekman en sy mense kry swaar. Eintlik is daar krisis by almal. Kyk maar na die blaadjie. Hoeveel mense het moeilikheid. Hoeveel mense het pyn en lyding en hartseer. Afgelope tyd ek redelik rondgery en ek sien dat Ekurhuleni in 'n krisis is. Dit val uit mekaar uit hier om ons. En ek wil hê jy moet 'n bietjie van jou lazy boy afklim. Ek gaan sny 'n bietjie vir jou 'n stapstok. Kom in beweging, man. Kry geestelike momentum. Vergeet van jouself en wat vir jou belangrik is. Want gestuurdes kon verkondig nie hulle self nie. Hulle verkondig Christus en die koninkryk. En gestuurdes is bereid om gasvryheid van ander waardig te wees. Ons sien dat Jesus sê vir sy disippels, jy moet nie die boodskap op die ontvangers afdwing nie. Maar as jy nie van julle hou nie, skud julle voete af, loop verder. Daarom bars ons nie by huise in en met respek gesê, slaan mense met die Bybels oor hulle koppe nie. Ons moet sag werk met mense. Maak tyd vir mense. Luister na mense. Kyk mense bietjie in die oë en hanteer hulle menswaardig. En Jesus stuur ons na hierdie mense toe met gesag. Selfs gesag om bose magte uit te dryf. Nou sê jy vir my, maar wat 'n bose magte? Wat 'n bose magte bedreig ons gemeente en gemeenskap? Verslawing. Ja. Geweld. Liefdeloosheid. Dis bose dinge. En ons is te bang daaroor te praat. Maar dit ons ongemaklik maak en verleë laat. Ons het bekering nodig. Wat is besig om in jou lewe te gebeur? Is daar dinge in jou lewe wat reggemaak moet word? En as jy hierdie stapstok sny, en as jy God se roeping gehoorsaam, dan moet jy weerstand verwag. Soos in Nasaret gaan die mense nie hou van wat jy doen of sê nie. Jy gaan die weerstand in jou eie lyf voel. Mense gaan blaatant vleihandig teen jou optree. Baie gaan met subtiel doen en net wegbly van die kerk en die gemeente se aktiwiteite en bediening af. Maar dit kan ons nie stop om die regte ding te doen nie. En daarom, onthou, ons is nie alleen nie. Ons loop die pad saam. Jesus het die disippels 2-2 uitgestuur. Ons is saam. En ons is nie swak nie, daar is krag beskikbaar. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Amen. Here gee ons krag om met mag te kan optree.